Here, soos wat ons hierdie liedjie gesing het vanoggend, Here, besef ons net. Here, ons kan onsself die vraag afvra vanoggend, is ons regtig bereid om alles te gee? Here, ons toekomsplanne, is ons bereid om dit vir U te gee? Here, dit wat ons het, is ons bereid om dit op te offer? Here, is ons bereid om te sê, ek sal gaan, al beteken dit ek verloor alles? Is ons bereid om te sê, ek sal hierdie pad stap, al beteken dit ek verloor al my vriende, al my familie? Here, ons wil net vanoggend kom en onsself net by U voete plaas, Here, U is 'n groot almagtige God. Here, tot nou toe het ons gedink, ons weet wat dit is om op te offer. Maar Here, kom vanoggend en werk net opnuut weer in ons harte. Bring ons net weer op daardie plek wat ons besef, Here, dit wat ons gedink het is worship, is ver van dit af. Here, dat ons vanoggend net sal nader trek aan U. Net nader en nader trek aan U, Here. Dankie, Here Jesus. Net so oomblikie stil. Kom ons gee net so oomblikie in die stilte en die Here kans om net tot ons gees te spreek. Dit wat hy met ons wil deel nou op hierdie oomblik. Thank you, Lord Jesus. Take your seat. Good morning, I'm glad to see that you are here. What is your name? My name is Nkosinathi Mkwanas. Mkwanas. I'm glad you're here today. God has got an appointment with you today. Thank you, I'm happy to be here. Amen. Do you understand Afrikaans at all? Yes. Do you understand? Yes, So ek kan maar praat. Ja, ek weet. As jy jou Bybel by jou het, Johannes 6, blaai vir my na Johannes 6 toe. Jy het jou Bybel op die foon, wonderlik. Johannes 6. Ons gaan daar lees van so vers 26 af. Terwyl jy besig is om na Johannes 6 toe te gaan, dan kyk ons wat het gebeur in hierdie tyd. Ons sien dat Jesus het die 5000 gevoed met die visse en die brode. En nadat hy hulle gevoed het, het die disippels gegaan en hulle het op die boot geklim. Daar was net een boot. Hulle het op die boot geklim en hulle het oorgegaan, opgevaar. Hulle is eintlik oorgevaar na die ander kant toe, maar as jy gaan kyk na die kaart, dan beteken dit letterlik van hierdie punt af op met al met die kus langs boontoe. Na Capernaum. Ek weet nie hoe my woord altyd mooi uitdruk. Capernaum. Hulle het so toe gegaan. En Jesus het nie saam gegaan nie. Hierdie 5000 mense wat hom gesien het daar, en gesien het die disippels is daar, hulle wil agter hom aangaan, hulle word die volgende oggend wakker, ek sal sê word wakker, want hulle is deur die nag gewees, en hulle weet die disippels is weg, maar waar is Jesus? Hy is nie hier nie, hy is weg, en daar kom bote aan, en hulle vat die Uber, ons noem het die Uber, vandag is dit die Uber, en hulle gaan met hulle bote, met die Uber-bote, gaat hulle agterna. Hulle is ook nou soen toe. En nou kom ons gaan na Johannes 6 toe, en ons begin daarso by vers 25.
En toe hulle hom oorkant die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het hy hier gekom? Hoe het hy hier gekom? Wanneer het hy hier gekom? Hulle is verbaas, en hulle het hom nie daar verwag nie. Jesus antwoord hulle, nou hoor wat antwoord hy, en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie, omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het, en versadig geword het. En dit is interessant, hy sê nie vir hulle waar hy was, en hoe hy daar gekom het nie. Hy gee vir hulle heeltemal 'n ander antwoord. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Is dit nie maar 'n eeuoue vraag nie, wat ons almal maar vra? What must I do to please God? Wat moet ek doen om God se wil te doen? En hulle vra hom dit. Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het, dat julle in hom glo wat God gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan? Watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en in u glo? Wat werk u? Was hulle nie nou net die vorige dag daar, waar 5000 gevoed is nie? Nou vra hulle vir hom, wat werk u? Wat se tekens het jy om vir ons te wys? Ons vader het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En nou, die kernvers is, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Ek gaan net nou tot sover lees. Nou, sommer die intrapslag, nadat hulle vir Jesus vra, waar kom jy vandaan? Praat Jesus met hulle oor die woord. Hy praat nie met hulle oor, hy verduidelik nie homself nie. Is dit nie altyd so, ons baie keer wil ons homself altyd hoef te verduidelik, maar Jesus verduidelik nie homself nie. Hy sê vir hulle, julle soek my nie oor die tekens wat ek gedoen het nie. En hulle vra hom net, later vra hom vir my, wat tekens het jy gedoen? Maar hy sê, maar dis nie hoekom julle my soek nie. Julle soek my nie vir die tekens wat ek gee nie. Julle soek my vir die brood. Nou, as ons nou vanoggend nou moes gesê het, in die uitnodiging aan die diens, mense, vandag gaan ons kos uitdeel. Vandag gaan ons 'n ete gee. Gratis, verniet, jy hoef nie te betaal nie, kom net. Ek wonder hoeveel mense sou hier gesit het vanoggend. Sou dit vol gewees het? Want hulle het iets, daar's iets materialisties wat hulle ontvang, iets vir hulle fisiese liggaam. En dit is die ding, Jesus probeer vir hulle sê, maar julle soek vir die fisiese liggaam goed. Julle soek nie vir my nie. Julle soek nie die tekens wat ek gedoen het nie. Julle soek iets vir julle fisiese liggaam. Julle het dit gekry. Nou soek julle nog van dit. Maar dit is hoe die mens werk. Dit is so. As daar baie kos is en baie goed is wat uitgedeel word, dan sien ons wat gebeur. Die mense is honger. Jy weet, ons kyk baie keer op Facebook, dan sien ons 'n trok wat omgeval het en hoe die klomp kom, hulle loot. Hulle sê ons loot dit. Maar ek kyk na hierdie en ek so hartseer in my binneste, want ek besef, mense is honger vir die fisiese dinge. Hulle vat wat hulle kan kry, wanneer hulle dit kan kry, want dis beskikbaar, en hulle vat dit. Hulle gaan nie nee sê nie. Jy weet, ek wil voorbeelde gebruik. Ons het 'n gemeente in Elandspoort in Pretoria, en ons besluit een Sondag, ons gaan die aanddiens, ons gaan 'n
geediens gee. En ons sê mense, as jy iets het in jou huis wat jy nie gebruik nie, enigiets, bring dit kerk toe. Vanaand gaan ons dit deel. Daar aankom en ons het so oud TV wat ons nie gebruik nie, en ons vat hom en elkeen een het 'n karradio en met allerhande goedjies wat hulle bring. En daar's 'n man en 'n vrou wat ons weet hulle kry swaar, maar hulle is albei verstandelik gestrem. Hulle is nie, hulle het albei een of ander stremming in hulle. En hulle sê vir ons, maar ons soek graag daai TV. Ons vra wie wat nodig. En die een ou sê, daai karradio, ek bid sal so vir die Here vir 'n karradio. Dankie Here, ek het 'n karradio gekry. En hierdie man en die vrou sê, ons vir daai, ek so graag daai TV. Ons vra toe, okay, so jy het glad nie 'n TV? Nee, ons het glad nie 'n TV. En ons sê nie, dis reg, vat die TV. Dis maar so kom ons die diens het om te gee. So 2 of 3 weke later is ons besig met huisbesoek en ons kom aan huis by die mense. En ons sit dan in my oog vang die TV en ek stamp hom, hulle het gaan koffie maak en ek stamp hom en ek sê vir hom, maar dis mos nie die TV wat ons vir hulle gegee het nie. Dis net interessant, jy weet, ek sê te vir hom, dis snaaks. Hulle het seker maar 'n ander een gekry, om geruil vir 'n ander een. En ek vra toe hulle nou kom sit, waar is die TV? Het jy dan omgeruil? Nee, hy is in die kamer. As ons TV kyk, dan kan ons hom nou in die kamer kyk. Jy sien, dit is wat die mens is, hulle is honger vir die materiële dinge. Jy weet, mense is so, as ek een hier so het, dan is ek nie tevrede want ek het een hier ook het. Of is ek verkeerd? Kom ons praat 'n bietjie saam. Dit is nou nie baie vandag nie. Ons kan saam praat. Stem julle saam. Mense wil hê. Jy weet, baie mense die mentaliteit dat ek kry swaar. So jy wat dit met goed gaan moet gee. Want dit is die redenasie van die materiële dinge. Maar dis nie waaroor ek wil praat vandag nie. Ek wil praat oor wat Jesus vir hulle sê. Jy sien, die vermeerdering van die brode was 'n tydelike behoefte wat voorsien is. Dis nie 'n lang termyn nie, dit is tydelik. So, hulle kom vir die tydelike dinge. Hoekom is ons vandag hier? Is ons hier vandag vir die tydelike? Want as ons vir die tydelike is, gaan ons nou ontvang, maar dit gaan nie lank hou nie. Dan gaan dit klaar wees, dit gaan verby wees, dis nie meer daar nie. Jesus kom en hy sê juist vir hulle nou, moenie werk vir dit wat tydelik is nie. Werk vir dit wat ewig is. Vers 27 sê hy dit, moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar werk om die spys wat bly tot in die ewige lewe. Dis waarvoor ons moet werk. Ja, die woord sê, ek moet werk om te kan eet. En as ek nie werk nie, as ek nie pyp kry nie, gaan ek nie kos hê nie. Maar dis 'n tydelike ding. Daai kos het verklaar, dit wat ek vanoggend geëet het, is slappig, is vergaan. Is verby, is finish. Belile, soos hulle sê in Julie. Slap. Dis verby. Dis maar hierdie mense verstaan nie die wonderwerk wat Jesus gedoen het. Hulle verstaan nie hoekom Jesus hierdie wonderwerk. Hulle dink dat hy is soos Moses en dis hoekom hy later sê hulle vir maar Jesus, ons wil net vir jou sê, kyk wat het Moses gedoen. Hy het vir ons manna gegee in die woestyn. Ons het elke dag geëet in die woestyn. Jy sien, ek dink hulle het hierdie persepsie gehad dat as hulle hierdie man volg, dat hy soos Moses gaan wees. Hy gaan elke dag vir hulle kos gee. Dis die persepsie wat 'n mens kry. Maar Jesus sê nee. Dis nie Moses wat vir hulle daai manna gegee het nie. Dis nie die Moses ek wat die brood vir julle gee nie. Maar dis die Vader in die hemel wat vir julle die brood gee, dat julle dit kan verstaan. Kyk, die primêre fokus, jy sien van die mense op hulle werke, dis kom hulle vra, wat moet ons doen? What must we do to please God? En nou kom Jesus en hy sê vir julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Ons moet glo in Jesus, in die brood van die lewe, want later kom hy en hy sê, ek is die brood van die lewe, ek het vandag 'n brood gebring. Ek wil hom sommer daar sit, dat julle 'n brood kan sien.
Ek is die brood van die lewe, sê Jesus. Hierdie is 'n fisiese brood. En ons kan hom nou eet. Ons kan nou die botter gaan haal en die mes en die jam gaan haal, ons kan hom eet. Maar dit gaan nie lank hou nie. Want die middagete gaan ons weer wil eet. Want dit is tydelik. Dit is nie 'n permanente ding nie. En dis hoekom Jesus sê vir hulle, moenie werk vir dit wat tydelik is nie. Werk vir dit wat ewig is. Jy sien, hierdie mense het eintlik 'n prooi van sensasie geword. Wow, het julle gehoor? Ja, hy het die brood vermeerder, hy het vir ons al hierdie kos gegee. Kom, julle moet kom. En wat gebeur wanneer daar sensasie is? Dan kom almal. Wat sal gebeur as ons vandag hier sit en een van ons wat hier is, val neer dood? En Pastor Chris kom en hy bid en daai persoon staan op by die dood. Wat gaan gebeur? Ons gaan vir almal vertel, by daai kerk, en as jy soontoe gaan, as iemand dood neerval, hulle bid vir hom en hy word weer lewend. En dan vra ons my, Here, hoekom doen nie dit nie? Want jy sien, want partykeer word ons die prooi van sensasie. Want ons sien die, wow, en dan volgende week is hierdie plek vol, want daai pastoor, as hy vir jou bid, dan gebeur daar iets. Is dit nie maar dieselfde wat hier gebeur nie? Want jy sien, dit gaan nie oor die mens nie. Dit gaan nie oor wat die mens kan doen nie. Dit gaan oor wat God doen. En baie keer kyk ons vas teen wat mense doen. Jy weet, iemand sê nou die dag vir my, kan jy so onthou wie dit was nie. Jy weet, in hierdie dorp waar ons bly, is haar vrou, wat daar bly. En as jy enigiets nodig het vir gebed, dan gaan jy na haar toe. En dan bid sy vir jou, en dan gebeur dit. Ek kan nie, ons het in die week met iemand gepraat. Dan gebeur dit. Jy sien daai sensasie, as jy na haar toe gaan, dan gebeur iets. Maar ek wil vir u vandag sê, ek het so 'n paar weke terug, het ek hierdie droom, en ek kan nie eens nou wat ek gedroom het nie. Maar toe ek wakker word, toe praat die Here baie duidelik met my oor iets. En hy sê, net hierdie vir my, hy sê, wanneer die mense begin glo, ek is die God van genesing, dan sal hulle genees word. Wanneer hulle begin glo, ek is die God van voorsiening, dan sal daar vir hulle voorsien word. Wanneer hulle glo, ek is Jehovah Shalom, dan gaan hulle vrede hê. Jy sien, want wanneer ons iets nodig het, wanneer ons swaar kry, wanneer ons siek is, wanneer dinge nie vir ons nie vrede het nie, na wie toe gaan ons om vir ons te bid? Gaan ons na 'n mens toe en sê, pastoor, jy is die enigste een wat vir my kan bid. Ons het so 'n paar mense in Pretoria, wat, pastoor, ek moet jou bel, want jy is die een wat vir my moet bid. Want as jy bid, dan gebeur daar dinge. Maar is dit regtig die antwoord? En die Here kom maar net en hy sê, wanneer jy glo dat God is jou geneesheer, dan word jy genees. Ons het 'n vroukie daar in die kerk gehad, sy het jarelang gebrou, bak en brou, dis eintlik wat ek wil sê, bak en brou. Sy het gebak vir 'n plek. En met al die staan, het haar heup verskriklik seer geword, dit kan nie weet nie, sy is nou, aan intussen is sy na die Here toe. Die heup van haar so seer geword, dat sy kon nie staan nie, sy het gesukkel om te loop, en sy moes ver loop om by die werk te kom. En Chris het vir haar gebid, en hy het vir haar gesê, maar weet jy Tannie, ek hoef eintlik nie vir jou te bid, ek gaan vir jou bid, maar ek hoef eintlik nie vir jou te bid nie. Want jy weet jy kan vir jouself bid, jy weet jy kan jou hand op haar heup sit, en jy kan vir jouself bid, en jy sal genees word. Want waarin is ons geloof? Is dit in die persoon wat vir my bid, of is dit in hom wat God gestuur het? En terwyl sy in die kombuis staan, so weet nie hoe lang na dit, 'n paar weke na dit, sy so pyn, en sy staan daar, en sy kyk by die venster uit, en skielik is asof daar 'n liggie aangaan, en sy sê, maar, weet Pastor Chris het gesê, ek hoef mos nou nie na hom toe te gaan, ek kom mos God vertrou. Ek kan God vertrou vir my genesing. En sy besluit net daaraan, sy sit haar hand op haar heup. En sy maak haar oop en sy sê, Here,
Ek kom vandag na U toe as God my geneesheer. En ek vertrou U vir hierdie heup, wat hy nou sal genees in Jesus naam. Volgende oomblik, pyn weg. Tot die dag wat sy gesterf het, het sy nie weer pyn in haar heup gehad nie. Hoekom? Want jy sien, ons kom op baie plek wat ons op mens wil vertrou om vir my te bid. Ek wil op mens vertrou om vir my te gee. Terwyl my antwoord is by God. My fokus moet op God wees, want hy is my voorsiener. Hy is die een wat vir my gee wat ek nodig het. Ek moet glo in hom wat God gestuur het. Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Geloof in wat? Geloof in hom wat God gestuur het. Wie is hom wat God gestuur het? Die brood van die lewe. Jesus Christus. Die brood van die lewe. Jy sien wat Jesus sê, hy wat hierdie brood eet, nie hierdie ene nie, maar die brood eet wat ek gee, sal nooit weer honger word nie. Wie van ons wat hier sit, is honger? Wie van ons wat hier sit, is dors? Geestelik, honger, dors. Ek het 'n soeke in my, na meer. Ek is nie tevrede met wat ek het nie. Here, ek soek meer van U. En ek ons almal kan sê, we want more of You, Lord. We're not satisfied with what we've got. Maar solank as wat ons nie die brood van die lewe gaan eet nie, wat gaan gebeur? Solank as wat ek sê, ek soek, en ek kom nie by daai punt uit nie, gaan ek soek, en ek gaan soek. Die Here sê, ek is die brood van die lewe. As jy van my eet, sal jy nooit weer honger word nie. Johannes 6 vers 50, dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand wat daarvan eet, nie sal sterwe nie. Iemand wat daarvan eet, sal nie sterwe nie. Wat het gebeur met die Israeliete in die woestyn? Sien, maar dis wat Jesus vir hulle wil probeer oordra. Ja, hulle het manna gekry om te eet, elke dag. Maar daar's 'n verskil. Jy sien, wanneer hulle die manna gekry het, moes hulle iets met dit doen. Hulle het dit gebak in sulke koeke, brode, goed. Hulle moes dit gaan haal, en hulle moes dit bak, en hulle moes dit eet. En hulle mag net vir een dag gevat het. Behalwe op 'n naweek moes hulle 2 dae in vat. Anders het dit sleg geword. Maar het hulle bly lewe? Vir ewig. Hulle het gesterf. Hulle het gesterf in die woestyn. Want nie een van daai wat daar was, het in die beloofde land ingegaan nie. Dis wat die woord sê. Hulle het nie die beloofde, so hulle het gesterf. So daai brood, wat hulle, daai manne wat hulle gekry het, wat die Jode hierso nou na verwys, was nie tydelik. Dit was nie permanent nie. Dit was nie ewige lewe waarde nie. En nou kom Jesus en hy sê, wanneer julle die brood eet wat ek julle gee, gaan dit nie soos die manne in die woestyn wees nie. Jy gaan lewe tot in ewigheid. Jy gaan nie sterf nie. En ons het die manna nie nodig nie, ons het die brood nodig. Ons het Jesus nodig, dis wat ons nodig het. Johannes 4 vers 34 sê Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, om sy werk te volbring. Jesus kom om die werk van God te volbring. Jesus het niks uit sy eie uitgedoen nie. Niks nie. Alles wat Jesus gedoen het hy gedoen omdat God hom gestuur het om dit te doen. Hy het gedoen wat die Vader sê hy moet doen. En dis hoekom ons op baie plek moet kom. Ons kan nie dink ons is enigstens beter om te sê, maar jy weet, ek weet wat ek moet doen, en ek sal doen wat ek wil doen. Dis mos maar wat ons doen. Niemand sal vir my sê hoe en wat en waar nie. Dis maar hoe die mense leef vandag. Moenie vir my sê ek moet nie. Sodra jy vir ou sê jy moet, dan doen hy die teenoorgestel. Maar Jesus sê, nie eers Jesus,
het op sy eie gekom en sy eie ding gedoen. En dis hoekom ons as kinders van die Here moet op daai plek kom en sê, Here, wat wil U hê? Jy vra hulle vir hom, Here, wat sê God, wat moet ons doen? Jy sien wat hulle het gedink, hulle werke gaan goed genoeg wees. Dit wat hulle doen, gaan goed genoeg wees vir hulle. Dis wat hulle in die hemel gaan kry. Maar ons werke gaan definitief nie ons in die hemel kry nie. Want die woord sê, dis ons geloof in hom wat God gestuur het, wat ons red. Nie ons werke nie. Ja, werke is ook goed. Is goed om dinge te doen. Ek dink net in die week sit ons aan die etenstafel en ons praat oor dit. Ons praat oor dit aan die etenstafel en Josh deel met ons, hy het dit met iemand gedeel. En die ou sê, maar gaan ek hemel toe? Hy sê, ok, ken jy Jesus? Nee, ek bid, maar ken jy Jesus? Nee, maar ek doen goeie werke. Ek help mense, ek gee hulle kos van hulle honger is, ek gee hulle klere, maar ken jy Jesus? Het jy 'n verhouding met Jesus? Want die woord sê, dis my geloof in hom, my verhouding met hom, wat die ding is wat ek moet doen. Dis wat my red. My werke gaan my nie red nie. Hier kom Jesus en hy sê vir hulle, glo in hom wat die Vader gestuur het. Moenie net dink julle werke gaan julle red nie. Johannes 6 vers 51, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek gee, is my vlees. Wat het ons laas naweek herdenk? Die vlees wat gebreek is. Jesus se vlees wat uitmekaar uitgeskeur is vir ons. En nou kom hy en hy sê, ek is die brood. Nou, as ek hierdie brood moet uithaal, kan ek hom so eet. Ek kan net so illustrasie doen. Kan ek die brood eet nou? As jy lus is op papier, ja, maar nou is dit nie. Stem saam. So ander woorde, hy moet oopgemaak word. Nou, net plak. Onthou nou net, as jy hom uithaal, moet jy hom eet. Nee, jy moet ook eet. So, dis die eerste ding wat moet gebeur. As ek hierdie brood wil eet, gaan ek hom uithaal. Kan ek hom so eet? As ek vra het sy beleid, ja. Nee, wat het Jesus gedoen? Hy sê, ek is die brood, nou, hy praat hiervoor, hy gekruisig is. Iets moet met hierdie brood gebeur vir my om dit te kan eet. Dit moet gebreek word. Jy weet wat vir my awesome was, verlede naweek met die diens daar by die strand, het Brent gedeel met die nagmaal. En dit bly by my. Hy het gesê, vat daai brood. En wanneer jy daai brood vat, en jy breek hom, en jy kou hom, en jy begin hom kou. Wie kan onthou wat het hy gesê? Mediteer. Mediteer. Mediteer, dis wanneer ons mediteer oor God se woord. Wanneer ons die brood vat en ons kou hom, en ons eet hom, en ons kou hom, en ons dink aan hom. En dis wat Jesus sê, hy sê, ek is die brood van die lewe. Hy moet gebreek word, voor hy geëet kan word. Ons sien Jesus, met die laaste maal, het hy ook gekom en het die brood gebreek. En hy het gesê, eet. Dit is my liggaam. Dit is my liggaam. Hy wil hê dat ons die brood moet vat, ons moet dit breek. Ek dink in Handelinge 2 aan die disippels nadat Jesus klaar opgevaar het. Wat sê die woord, wat het hulle gedoen? Kom ons gaan kyk, Handelinge 2.
En almal wat gelowig word, dit was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Maar hy sê ook, hulle het van huis tot huis gegaan. En wat gedoen? Brood gebreek is. Doen ons dit nog vandag? Doen ons dit nog vandag? Gaan ons na mekaar se huise toe en breek die brood? Wat beteken dit? Wat beteken dit om hierdie brood te breek? Dit beteken dat ons by mekaar kom om te praat oor die woord, om dit te breek, kleine stukke. Jy sien, want ons sit vandag hierso en daar's dalk iets wat jy nie heeltemal verstaan nie. Wat bedoel jy, pastoor? Nou voel ek nou vir die pastoor vra, gaan ek dalk nou stupid klink. Kom ek los maar net. Nee, dis juist hoekom ons 'n selgroep het. Op 'n Woensdag aand, ons kom by mekaar om die brood te breek. Om te sê, kom ons breek dit fyner, kom ons verstaan dit, sodat dit kan, ons versadig daarvan kan word en dit kan verteer. En die brood moet verteer, om dit te verstaan. Paulus kom in Efesiërs en hy sê, ek bid vir die gelowiges, vir verligte oë van die verstand. Verligte oë van die verstand, sodat ek hulle sal verstaan, wat die woord vir hulle sê. En hoe doen ek dit, wanneer ons by mekaar kom? Hierso word 'n stuk brood gegee. Wat maak ek nou met dit? Dit moet nou kleiner gebreek word. Ek moet mediteer daaroor, ek moet dink daaroor, ek moet dit kou. Here, wat wil U vir my sê? Nie wat wil U vir, dis wat ons gewoonlik doen. Ja, as my man nou net vandag hierso was om dit te hoor. Dis net vir hom. As my mamma of my pappa nou hier was nie, en gehoor het wat sê hierdie pastoor. Ons dink mos altyd die pastoor preek vir ander mense wat nie is. Maar dis juist hier waar ons die brood ontvang en sê, ja, Here, wat wil U vir my sê? Inteendeel, daar is daar baie gedeelte wat sê, ek moet eintlik hier kom op 'n Sondagoggend sê, Here, U het in hierdie week met my gepraat oor iets. En wanneer ek hier kom, kry ek die antwoord. O, nou verstaan ek, maar nou wil ek dit kleiner gebreek hê. En dis die doel van die broodbreek. By mekaar te kom en sê, wat wil U vir my sê? Want dit gaan oor my, dit gaan nie oor die volgende in. Gaan nie oor wat goed is vir ander persoon nie. Dit gaan oor wat is goed vir my. Wat wil die Here in my lewe kom doen? Nie in iemand anders se lewe nie. Jesus sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. Dis wat Jesus se voedsel was. Om te kom doen wat hy voorgestuur is om te doen. Wat is jy voorgestuur om te doen? Rian, wat is jy voorgestuur om te doen? Ek nie my antwoord nie. Ek wil net iemand dink oor. Ek wil nie iemand in 'n verleentheid stel of ek nie weet wat om te antwoord of wat ook al nie, maar dis net 'n vraag. Megan, wat is jy voorgestuur om te doen? Ek wil nie antwoord. Wat is jy gestuur om voor te doen? Daar is iets wat die Here ons voorgestuur het. Jesus sê, ek het gekom om die lig te bring. Ek het gekom om die brood te wees. Inteendeel, as jy deur Johannes gaan lees, daar's 7 dinge wat hy sê, ek is die brood van die lewe. Dis die eerste een. Daar's dan nog 6 in Johannes. Kan dit gaan weer lees. Daar's 7 dinge wat jy daaruit kan gaan kry. Ek is baie lief vir Johannes. Johannes is een van die boeke wat Jesus praat, nee, wat vir my net so awesome is, en herhaal oor en oor en oor, ek en die Vader is een. Ek het gekom om te doen wat die Vader wil hê. Ek het gekom te doen wat God sê ek moet doen. Hy bring heeltyd die Vader in die prentjie. Hy sê ek kom niks uit my eie uit te doen. Hy maak dit so duidelik vir ons in Johannes hoekom hy gekom het. Hy het gekom om dit te doen wat die Vader sê. Die brood van die lewe is een van hulle. Dis hoekom hy gekom het. Jesus word geken deur die breek van die brood. As ons kyk na die Emmausgangers in Lukas 24 se kry, stap hulle en Jesus kom stap saam met hulle. Die woord sê dat hom nie herken nie. Hulle stap saam met, hy stap en toe hulle by die plek kom waar hulle moet wees, toe sê Jesus, gaan aan, nee, kom eet eers saam met ons. Wanneer het dit gebeur dat hulle hom herken het?
die oomblik toe hy die brood breek, toe besef hulle maar dis Jesus. Is dit toevallig? Is nie toevallig nie. Die oomblik toe hy die brood breek, toe besef hulle maar dis Jesus wat saam met is. Dis hoekom die breek van die brood so belangrik is. Die krag lê juis nie in die mens nie, maar dit lê in hom, wat die mens geskaap het. Jy sien, die Jode het altyd tekens gesoek. Ons sien hulle sê vir Jesus, wat se tekens wil jy vir ons wys? Jy weet, kom, wys vir ons net iets, hè? En as my mond dan oop as ek daai gedeelte lees, elke keer, dan dink ek my magtig. Hy het nou net 5.000 mense gevoed, met 'n paar brood en visies. Hy het hoeveel mense gesond gemaak. Die woord sê, daar is soveel mense wat genees is, waar die mense gesien het hulle word genees. Maar hulle vra nog steeds, wat is teken het die vir ons? Is dit nie so, dat die moderne kerk vandag nog steeds so is nie? Ons wil sien, wat daar moet eers wonderwerke en teken, ons wil dit sien, voor ons gaan glo. Of is dit verkeerd? Ons wil sien, ons is eintlik maar net soos die Jode. Ons is eintlik ook maar so op daai plek, Here, ek wil eers sien, doen eers iets sien, dan sal ek glo. Dis wat ons doen, hulle tekens gesoek. Wat is die doel van die tekens in elk geval? Kom ons gaan kyk, die doel van die tekens gaan dit net vinnig deurgaan. Jesus het dit gedoen, die water in wyn verander, was die eerste een. Het hy gedoen om aan die disippels te wys na die heerlikheid van God. Vir die disippels te wys hy is wie hy sê hy is. Hy het dit aan die skare betoon. Dis hoekom dit sodat hulle kon sien wie hy is, dat hulle kon verstaan hy is die seun van God. Maar dit het in elk geval nie veel van die effek gehad nie. Hulle het nog steeds gevra, waar is die tekens? Al het hy hoeveel tekens gedoen. Hy het juist die tekens ook gedoen om ongeloof te verhard vir die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hoe meer Jesus tekens gedoen het, hoe meer het hulle hom gehaat, hoe meer het hulle ongeloof gehad, hoe meer het hulle nie geglo nie. Maar dit is soos Jesaja geskryf het, dit gaan so wees. Hy het maar net gedoen, dit wat die woord gesê, hoe dit gaan wees. Hierdie brood, Jesus Christus, die brood van die lewe, wil ek vir jou sê, is genoegsaam. Daar is genoeg vir almal. Dis nie soos hongersnood. Jy weet, daar is baie kinders van die Here wat rondloop asof dit hongersnood is. Hulle het net nie, want hulle soek ook nie. Maar hulle loop rond asof daar hongersnood is, maar tog die brood is genoeg. Die brood wat wie Jesus is genoeg. Hierdie brood is rein. Hierdie ene, Jesus Christus, is rein. Hy is nie besmet nie. Ek meen, gaan kyk vandag in die media. Iemand koop 'n brood by een of ander winkel en hy maak hom oop en hy kry 'n rot binne in die brood. By Jesus gaan daar nie 'n rot in die brood wees nie. Dis rein. Dis 'n rein brood. Daai brood is nie bederf nie. Hy is nie bederfbaar nie. Dit is nie soos die manna in die woestyn nie. As hulle dit gehou het dit vrot geword. En dan moes dit dadelik eet. Die brood van die lewe Jesus is nie bederfbaar nie. Dit sal nie bederf nie. Daar is geen kieme in dit nie. Dis skoon, dis rein. Daardie brood is voorberei met liefde. Met liefde voorberei vir ons. Daardie brood moet invloed hê in my lewe. Dit moet invloed hê in my lewe, die brood Jesus Christus. En die brood Jesus Christus is tot ons almal se beskikking. Elkeen van ons het toegang daartoe, as ons dit wil hê. En dis die ding, as ons dit wil hê. Nou kom ons gaan terug na Johannes 6 vers 35. Mag ek dit gepraat. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe.
Maar saam met dit, sê hy, wie na my toe kom, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom. So daar is iets wat ons moet doen. Ons moet na hom toe gaan. Jy sien, baie mense is op daai plek. Ek weet nie, miskien is dit verkeerd, maar ek dink nie ek is verkeerd nie. Baie mense is op daai plek, ek wag vir die Here. Ek gaan wag. En ek wag, en ek wag. Maar Jesus sê, kom na my toe. Hy sê, almal wat moeg is, almal wat belas is, kom na my toe. Almal wat oorlaai is, kom na my toe. Hier kom hy weer en hy sê, wie na my toe kom. Ons moet na hom toe gaan. Sal nooit honger kry nie. Dan sê hy, wie in my glo, sal nooit dors kry nie. So is twee dinge. Wie na hom toe gaan, maar ook wie in hom glo. As jy glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, wat deur die Vader gestuur is, om as brood gebreek te word, vir elke een van my, sê die woord, dan het ek die ewige lewe. Dan het ek dit. Is dit tog nie waar ons almal wil wees nie? Ons wil op daai plek wees, waar ons die brood, ons is tot ons beskikking, ons moet dit vat, ons moet dit eet, ons moet dit versadig, dit moet ons versadig maak, sodat ek nie meer honger hoef te word nie. So kan ek rondloop as 'n versadigde kind van God. Ek glo jy kan, want hy sê, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Want jy sien, jy sal soek wat jy gevind het. Jy sal vind wat jy gesoek het, Spies. Anders dan. Jy sal vind waarna jou gees soek. Jou gees sal versadig wees van die brood van die lewe. En jy sal nie nodig hê om weer honger te wees nie. Amen. Kom ons sluit met ons oë. Dankie, Here Jesus. Here, U is 'n groot almagtige God, Here. Here, U woord sê U is die brood van die lewe. Here, en soos wat ons vanoggend kyk na hierdie fisiese brood, Here. Here, dan kyk ek na hierdie groot brood wat hier voor ons is, en dan dink ek myself, as hierdie so groot lyk, hoe groot is U nie vir ons nie? Die brood wat ons versadig, sodat ons nooit weer honger hoef te word nie. Here, dat ons na U toe sal gaan, want U woord sê, kom na my toe, as jy nie weer honger word. Kom na my toe, en ek sal vir jou gee, versadig. Jy sê, glo in my as die Seun van God, en jy sal nooit weer dors word. Here, daar loop soveel mense rond vandag, wat honger en dors is, wat het nie eers besef, dat die honger en die dors wat hulle het nie fisies is nie, dis geestelik. Daarom kom bid ons vanoggend dat U sal inkom, that you will come in like a flood, sê die woord. And you will come and touch our lives this morning, Lord. That you will come and change our lives, Lord. Lord, that you will give us this hunger and thirst for you, Lord, sodat ons na U toe sal kom, omdat ons honger en dors is, Here. En dat ons sal weet, dit is waar my antwoord lê. Here, U het ons elkeen gestuur, om op hierdie aarde iets te doen. Here, en vanoggend bid ek dat ons die draer van die brood sal wees. Here, dat ons sal weet en besef, U is die brood van die lewe. Here, dat ons daai brood sal ontvang en dat ons dit sal dra en dit sal uitdeel vir ander sal gee. Here, want ek weet, daar is soveel wat rondloop in geestelike hongersnood.
Here, kom vanoggend en word verheerlik in ons midde. Kom doen dit wat U wil doen, Here. Here, kom werk in ons harte in hierdie week, dat ons die woord sal mediteer, Here, dat ons brood sal breek, dat ons met mekaar sal deel, as gesinne by mekaar sal kom en sal praat oor die brood. En dat ons sal weet, Here, U is die brood wat gebreek is, U het die lewe vir ons gegee, sodat ons vanoggend hier kan sit, sodat ons kan lewe tot in ewigheid. Dankie, Here Jesus, net U liefde en U genade oorvloedig oor ons vanoggend. Bid dit alles in Jesus naam, ek prys U daarvoor. Amen.